Listen while you still can hear. Listen while you Vader, still dankie dat ons weer eens rondom u woord kan kuier. My gebed is dat u self deur u Heilige Gees vandag vir ons u woord sal oopbreek en dat ons werklik sal hoor en sal sien en sal lees wat u vir ons uit u woord bedoel en wat u vir ons wil sê, en dat ons harte en ons gees ontvanklik sal wees, Here, vir die boodskap wat u ook deur hierdie les vir ons wil bied, en dat u ook daardeur verheerlik sal kan word. Dankie dat ek my afhanklikheid aan u kan bely en vir u kan sê dat ek u nodig het om my te help ook om hierdie aanbieding te kan doen, sodat u die lof en eer daarvoor kan kry in Jesus naam. Amen. Daar is hy. Jesus was die voete van sy disippels, hoofstuk 13 vanaf vers 1 tot en met vers 20. As ons begin by vers 1, dan lees hy as volg: En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. Ons sien mos in die woord van die Here dat daar's verskeie kere in Johannes het Jesus genoem dat sy uur nog nie gekom het nie. Ons kan amper sê na meeste van sy wonderwerke en sy tekens wat Jesus gedoen het, het hy hierdie woorde geuiter en gesê, my uur het nie gekom nie. En hier is dit die eerste keer in die boek Johannes wat Jesus hierdie woorde uiter om te sê, my uur het gekom. Maar in hierdie vers bevestig hy dan nou dat sy uur het aangebreek. Ons sien hier dat Jesus is deeglik bewus dat hy aan die einde van sy sending of dan sy bediening hier op aarde staan. Hy besef ook dat hierdie die oomblik is waarvoor hy gekom het en hy die aarde toe gestuur is, en dat hy vasberade is om dit eind uit te voer en nie op te hou voor dat die einde aangebreek het nie. Sy liefde vir sy Vader en sy mense het hom gedryf, al was hy deeglik bewus van die verskriklike pyn wat op hande is en wat voorlê, verwysende na die kruisiging wat sou kom, en dit wat die kruisiging vooraf gaan. Vers 2, en gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Weet ons ook mos nou dat hierdie was die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels gehad het en saam met hulle geniet het en geëet het. En dit is ook by hierdie geleentheid waar Jesus die sakrament van die nagmaal ingestel het, daardie selfde sakrament wat die kerk vandag nog vier as nagmaal, is ingestel by hierdie geleentheid, die laaste ete saam met sy disippels. Satan het hier al in Judas se hart, of het hy al reeds Judas se hart geken, en het dit wat alreeds daar binne in Judas se hart was, gebruik om tot die daad oor te gaan om vir Johannes of vir Jesus althans dan te verraai. Satan het geen een forceer of kan geen een forceer om sonde te pleeg nie, maar hy kan wel gebruik wat ons swakhede, met ander woorde ons slegte begeertes, ons verkeerde begeertes, kan die vyand gebruik om ons uiteindelik te laat soog en in sonde te laat val. In Judas se geval was sy swakheid dan nou sy liefde vir geld, waarteen die woord van die Here ons ook baie keer waarsku, of by meer as een geleentheid waarsku. Vers 3 kom en sê, het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, sien ons dat Jesus is ten volle bewus van sy goddelike identiteit, as ook die mag wat hy besit het op daardie stadium, want ons weet mos dat dit was in Jesus se mag gewees om hierdie hele geleentheid, die kruisiging en alles wat daarmee gepaard gegaan het, om te draai, maar omdat hy aan sy Vader gehoorsaam was, het hy gedoen wat gedoen moes word en hom oorgegee aan die gevangeneming en die kruisiging wat dan in die volgende hoofstukke bespreek sal word. Ons weet en ons sien dat hierdeur weet Jesus ook wie hy is en waartoe hy in staat is, en ons sien dat hy word nie geïdentifiseer of gedefinieer deur sy krag of sy status nie, maar daardeur dat sy liefde en sy gewilligheid om aan God
om God te dien en gehoorsaam te wees aan God se opdrag om na die aarde te kom en die volle prys te kom betaal. Vers 4 sien ons dat van die maaltyd, Jesus het van die maaltyd af opgestaan en sy bootleed uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in die bak gegooi of in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Ons Here het vir oulaas dit nodig geag om vir hulle en dan indirek ook vir ons wat na hierdie woord luister en kyk en dit lees, 'n les van nederigheid te leer, om sodoende die aard van sy koninkryk te bevestig. Ons sien hier dat hy, die groot en heilige seun van God, het gekom om te dien en was bereid om tot die laaste posisie of die laagste posisie dan, naamlik die van 'n slaaf, af te dwaal of te daal, om dan nou daar volgens ook dan te dien. Jesus beklemtoon dat as hulle en ons in dieselfde asem nie bereid gaan wees om hierdie nederige posisie, en dis nou die posisie van 'n slaaf, in te neem nie, hy hulle nie kan gebruik vir sy werk hier op aarde nie. En ons weet mos maar, as ons as kinders van die Here nie ook op 'n plek kan kom wat ons die posisie van 'n slaaf kan inneem om mekaar te dien en ander rondom ons te dien nie, dan kan die Here ons ook nie gebruik nie. Die eienskappe van sy volgelinge is 'n eienskap van nederigheid, liefde en onselfsugtigheid, of ook dan kan ons byvoeg onbaatsigtigheid. So dit is belangrik vir die kinders van die Here om op 'n plek te kom in ons lewe waar ons dienaars is en nie aan die hoof wil staan van alles nie, maar dat ons nederigheid sal lewe en nederigheid sal openbaar teenoor ons naaste. Ons sien ook dat ware grootheid word gevind in nederigheid. En diegene wat bereid is om ander te dien, is dan die grootste in die oë van God en in die koninkryk van God, volgens die woord van die Here. Vers 6 sien ons, hy kom toe by Simon, dit is Jesus, wat hier by Simon Petrus kom, en Petrus sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Hy vra eintlik vir hom 'n vraag. Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus se vraag weerspieël sy verwarring en ongemak oor die feit dat Jesus hulle voete wil was. En ons weet ons nou dat na Jesus verwys as die leier en as die Messias en as iemand waarna hulle kon opkyk. En nou kom hierdie persoon en hy buig neer en hy was hulle voete. En ons sien dat dit is tradisioneel die taak van 'n slaaf gewees om mense se voete te was, en nou kom Jesus en hy verneder homself na die vlak van 'n slaaf toe om sy disippels se voete te was. En ons sien dat Petrus het eintlik hier uit respek en eerbied vir Jesus hierdie vraag gevra om te vra, gaan u my voete was, en hy was eintlik ongemaklik met die situasie dat Jesus hom verneder het om sy volgelinge se voete te was. En hy kon nie eintlik begryp waarom Jesus, wat die Here en Meester is, homself tot hierdie mate sou verneder nie. Ons sien hier dat hierdie daad van Jesus strek verder as net die fisiese daad van voete in 'n bak water. En ons sien daar's 'n dieper geestelike betekenis wat Petrus op hierdie stadium nog nie verstaan het nie, en daarom dat Jesus dan vir hom hierdie woorde uitprobeer vir hom te sê hierna. En dit verwys na die tyd wanneer die disippels die volle betekenis van Jesus se optrede sal verstaan. En ons sien dit het eers plaasgevind na sy dood, na sy opstanding en na die uitstorting van die Heilige Gees. Het hulle die volle betekenis verstaan van Jesus wat hulle voete gewas het, en hy vir hulle hierdie woorde gesê het, hierna sal julle dit verstaan. En ja, prys die Here dat die Here ook deur daardie groot gebeurtenis hulle oë kon oopmaak deur die Heilige Gees en hulle kon verstaan wat sy bedoeling was met die voetewassing. Vers 8 sien ons dat Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou voete nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Petrus antwoord hom in vers 9 deur te sê,
Here, nie net my voete nie, maar ook dan my hande en my hoof. Sy beswaar, eintlik Petrus se beswaar, spruit uit sy diepe respek en eerbied vir Jesus, terwyl ons sien dat Jesus leer dat om deel van hom te wees, moet 'n mens die reiniging wat Jesus offer aanvaar. En ons weet ons dat Jesus het deur sy bloed aan die kruis, het hy vir ons reiniging geoffer en geskenk, en as ons daardie reiniging aanvaar deur wedergeboorte, dan word ons gewas deur die bloed van die lam, en nie net aan ons voete nie, maar ons hele geestelik, ons word geestelik gewas, en ons staan in reinheid voor die aangesig van die Here, na wedergeboorte, wanneer ons sonde vergewe is. Beide die simboliese was van voete en die uiteindelike reiniging van ons sonde deur sy dood aan die kruis is bewerkstellig deur hierdie gebeurtenis wat Jesus sy disippels van sy voete van sy disippels gewas het. Petrus se gretigheid om ten volle gewas te word weerspieël sy begeerte om volkome met Jesus verenig te wees. Dit wys sy liefde en toegewydheid, al begryp hy nie ten volle wat in daardie oomblik besig is om te gebeur nie. Vers 10 sien ons dat Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Ons sien hier dat Jesus gebruik 'n metafoor om die verskil tussen die fisiese en die geestelike reiniging te verduidelik. In die kultuur of in die kulturele konteks van destyds, van die Bybelse tyd, nadat 'n persoon gebad het, sou hy normaalweg skoon wees. Maar as hulle in sandale op 'n stowwerige pad byvoorbeeld sou loop, sou hulle voete mos uit die aard van die saak weer vuil word. En wanneer hulle dan aan huis van iemand sou kom, dan was dit net nodig vir hulle om hulle voete te was en nie weer hulle hele liggaam nie. Jesus pas dit toe op 'n geestelike reiniging, wat beteken dat sodra 'n persoon rein is, dit wil sê nadat hy by wedergeboorte uitgekom het, deur die bloed van Jesus, hulle nie weer gereinig hoef te word nie, maar dat ons as kinders van die Here dan soos wat ons daagliks sondig, net nodig het om by Jesus uit te kom en vergifnis te vra vir ons oortredinge en ons foute, en ons daardeur dan weer skoon sal wees, soos wat hierdie heenwyse is na die was van die voete. Wanneer ons dan vergifnis vra, is dit 'n heenwyse ook dat ons dan weer rein voor Christus staan, nadat ons vergifnis gekry het. Want hy het geweet, vers 11, wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Die feit dat Jesus geweet het dat Judas hom sou verraai, beklemtoon weer op net sy alwetendheid, sy grootheid, sy goddelikheid, sy goddelike bewustheid, dat hy van alles weet en daar's niks vir hom verborge, niks wat vir hom weggesteek kan word nie. Jesus ken die toekoms en wat in die hart van elke mens aangaan. Ons sien dat sy besluit om Judas se voete te was, ten spyte daarvan dat hy geweet het van die verraad, dat hy geweet het dat Judas hom sou verraai nie ver van hier af nie, het Jesus nog steeds sy liefde aan hom geopenbaar, vir hom die aanbod van genade gegee, en ja, hy gee selfs daardie genade ook vir my en jou, wat van tyd tot tyd deur ons oortredinge teen hom draai, gee Jesus daardie selfde liefde, daardie selfde genade, omdat hy God is en omdat hy koning is en omdat hy regverdig is. Vers 12 kom Jesus en hy sê, toe hy, of die woord altans, toe hy dan hulle voete gewas en sy bootleed geneem het, gaan hy weer aan die tafel sit en sê vir hulle, of eintlik vra hy vir hulle die vraag, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Ons sien na hierdie daad van die voete was, het Jesus weer gaan sit, asof hy soos 'n onderwyser sou doen, nadat hy 'n les aangebied het, het Jesus gaan sit en hy het begin om vir hulle die dieper betekenis van hierdie voetewassing te verduidelik, en dit wat hy pas gedoen het, het hy vir hulle openbaar, en ons sien hier dat alhoewel hy hulle leermeester en hulle Here is, het hy so pas aan hulle die daad
van nederigheid en diensbaarheid fisies gedemonstreer deur hulle voete te was. En ons sien ook dat dit skep eintlik 'n paradoks wat ware grootheid in God se koninkryk deur diens uitgedruk word. En jy sal onthou dat die woord van die Here kom op 'n plek en hy sê vir ons, hy wat die grootste wil wees, moet eers die kleinste word, of die minste word. En dit is mos maar hoe die evangelie werk. As ons onsself verneder, sê die woord van die Here, dan sal ons verhoog word. En ons sien dat dit gaan nie by Jesus oor sy status, of oor sy gesag, of oor sy posisie nie. En dit is eintlik hoe ek en jy as kinders van die Here ook moet wees, dat dit nooit vir ons sal gaan oor watter posisie ons beklee, of ons op 'n kerkraad is, en of ons 'n dominee is, en of ons 'n pastoor is, en of ons 'n onderwyser is, of 'n leraar is nie, maar dat dit absoluut vir ons sal gaan oor om nederigheid, of in nederigheid, dan ons naaste te dien, soos wat die Here van ons verwag. Vers 14, as ek dan, en dis nou die Here aan die woord hier, Jesus, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. En hier is een van die min opdragte wat die Here sy disippels gee, en indirek ook dan vir sy kerk gee, wanneer hy sê, dat ons is verplig om mekaar se voete te was, en as ons dit nie doen nie, het ons ook nie 'n deel aan hom nie. Jesus doen 'n beroep, dat hulle dieselfde houding van diens teenoor mekaar moet inneem. Die term hier, waar hy sê moet, impliseer hier 'n morele verpligting. Dit is nie net 'n voorstel nie, maar Jesus beveel hulle om sy voorbeeld van onbaatsigtige liefde en nederigheid na te volg. Jesus wil hê dat hulle alle meerderwaardigheid op sy moet sit en mekaar met liefde en nederigheid moet dien, ongeag watter status hulle beklee op daardie stadium. En dit is ook maar die boodskap van ek en jy, né? Vers 16, voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Jesus gebruik hier die vergelyking om te toon dat niemand hulle self te belangrik moet ag om 'n ander te dien nie. Jesus beklemtoon dat hulle geseënd sal wees, nie net deur die waarheid te ken nie, maar deur dit in aksie uit te leef, met ander woorde, dit dan te doen. Die woord salig beteken 'n diep geestelike geluk en vervulling wat ervaar word wanneer ons lewe volgens God se wil. Hierdie is 'n vreugde en 'n vrede wat voortspruit uit 'n lewe van nederigheid, diensbaarheid en gehoorsaamheid aan God se woord en God se wil. En ek wonder hoeveel mis ons baie keer, omdat ons hierdie gedeelte in God se woord nalat om te doen, soos wat die opdrag vir sy kerk en vir sy kinders is. Johannes 13 vers 18 lees as volg, ek spreek nie van julle almal nie, Jesus weer eens aan die woord, ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy haksteen teen my opgelig. En ons weet dat hierdie is 'n profesie, alreeds in die Ou Testament is hierdie woorde geprofeteer, waar Judas vir Jesus sou verraai. Hierdie oomblik dui op 'n verskywing in die toon, wanneer Jesus subtiel die teenwoordigheid van 'n verraaier onder hulle bevestig. Jesus beklemtoon dat hy ten volle bewus is van die identiteit en die hart van diegene wat hy geroep het om hom te volg. Daar's niks wat ek en jy vir God kan wegsteek nie. Daar's niks wat ons vir hom kan, wat hy nie van weet nie. Judas se verraad was geen verrassing vir Jesus, omdat hy hulle elkeen geken het, toe hy hulle geroep het alreeds, het hy geweet dat Judas die een gaan wees wat hom aan die einde van die dag sou verraai. En hierdie verraad is alreeds soos
wat ons gesê het in die woord van die Here voorspel of profeteer. Julle voordat dit gebeur, wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Hier sien ons dat Jesus berei hulle voor vir sy verraad en die kruisiging en alles wat daarmee gepaard gaan. En hierdie frase van ek is, weet ons mos nou dat dis reg deur die boek van Johannes gedurig deur geuiter ek is. En sien ons dat hierdie verwysing na Jesus se goddelike identiteit, dit echo deur die hele woordboek van Johannes, ek is. En ja, Jesus bevestig hier dat die disippels sy gemagtigdes of sy gemagtigde verteenwoordigers is, en hulle boodskap is dan uit die aard van die saak sy boodskap. Jesus verbind die aanvaarding van sy disippels met die aanvaarding van homself en die Vader. Weereens Jesus dan net sê, ek is. Het ons gelees mos, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. As ons kan saamvat vandag, kan ons sekerlik sê dat wat uitstaan in hierdie gedeelte is Johannes 13 vers 14, wat dan sê Jesus aan die woord, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, wat maar net 'n teken is van nederigheid en diensbaarheid. En laat ons dit in ons harte by mekaar sit en vasmaak, dat hierdie vers van die week dan ook nie net 'n vers van die week wees nie, maar 'n vers in ons lewe. Volgende week is ons gespaar bly Johannes 13 vers 21 tot 38, wat handel waar Jesus dan nou voorspel sy verraad en sy verloning. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat U ook dan by hierdie geleentheid vir ons U woord duidelik gemaak het, dat U van ons as U kerk en U kinders verwag om nederig te wees en om diensbaar te wees teenoor ons naaste en nie onsself op 'n platform te wil stel nie, maar dat ons sal, soos wat U vir ons die voorbeeld gestel het, ons daardie voorbeeld sal navolg. My gebed is dat elkeen wat hier na luister en na kyk en dit hoor, tot hierdie besef sal kom, Here, dat ons werklik diensbaar sal wees en dat ons daardie besluit ook sal neem en dat U in en deur ons lewe verheerlik sal word, is ons gebed in Jesus naam. Amen. The Master's call.